Goeienaand broers en susters, baie welkom ook by vanaand se aandediens, ons ontmoeting met die Here, waar ons ook hier saam is om die Here se naam groot te maak en besonder ook te oordink die leiding wat die Here vir ons deurgemaak het in hierdie erediens. Ons wil graag almal hartlik uitnooi na die tyd om saam koffie te drink en iets te eet. So as jy hier is as besoeker, ons wil graag 'n bietjie wil gesels, so as jy hier uitstap, so jy sien die kombuis is daar en daar is koffie wat bedien gaan word saam met broodjies. So kuier gerus saam met ons. Ons wil ook 'n paar nuwe intrekkers verwelkom. Die dinge het so uitgewerk met die lang naweek van hierdie naweek en die vakansie wat volgende week begin vir 2 Sondae en dan weer lang naweek wat daarop volg. Het dit goed gedink om die nuwe intrekkers nou vanaand te verwelkom, want hulle is almal vanaand teenwoordig. So ek gaan sommer die eerste vraag vir Hendrik en Marlianka, om gewoon net op te staan. Pas hy, daar agter. Daar agter, Hendrik werk by Freshmark, hy doen hulle aankope vir hulle en Marlianka werk by die NATO, sy is 'n onderwyseres. En eintlik 'n baie mooi storie. Hulle is al lankal hier, maar sy moes nou 6 weke in Namibië wag vir haar werksvisum om goedgekeur te word. So uiteindelik het dit gebeur. Ons is regtig dankbaar julle is hier. So hulle is eintlik al baie bekend met ons en mag julle ook saam met ons die gemeente groei, nee, en julle gawes ook wonderlik hier aanwend. Volgende vir Gideon en Joshua Markram. Hulle is hier vanaf Pretoria, beide van hulle eerstejaars studente. Hulle studeer, hulle is 'n tweeling, en beide studeer hier by die Universiteit van Kaapstad. So vir julle ook hartlik welkom en ons is dankbaar ook dat julle hier by ons ingeskakel het. Goed, laastens dan vir Kyle Leroux en vir Andreas van Heerden. Ook net vinnig opstaan asseblief. So ook by ons aangesluit vanaf Potchefstroom. Ook klaar studeer en hier begin werk in die Kaap. So ook in die rekeningkundebedryf en in die onderwys, nê. So en hulle hou baie van hardloop. So jy sal 'n bietjie met Dou gesels, jy sal 'n bietjie 'n paar tips gee oor hardloop en so. Hy sal dit baie waardeer. Maar as jy ook hou van hardloop, kontak hulle gerus. Dis 'n wonderlike om met hulle te gesels oor hoe hulle vakansie hou. Ons gaan begin met die erediens. En die liturgie werk as volg, dat dit vertoon op die skerm, en ons vervolg die liturgie maar net soos hy voortgaan op die skerm, en jy sal sien daar is sekere liedere wat as beurtsang ook aangedui is, in ander woorde dat ons dit ook as beurtsang sing, so volg gerus alles net soos op die skerm vertoon word.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat weer kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood het opgestaan het en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, vir hierdie ontmoeting met U, dat ons as die kinders weer op 'n tweede keer op hierdie opstanding Sondag met U kan ontmoet. In besonder, Here, vanaand oordink wat U lyding beteken. Ons in hierdie lydenstyd is om te oordink, dat ons in elke lied, in elke woord sal oordink wat U vir ons gedoen het. Dat ons sal oordink hoe groot die lyding is wat U moes deurmaak, wat U gedra, die toorn van God wat ons moes toekom. En ons dank U, Here, vir liefde, ons dank U vir U liefde, wat U in die groot genade en barmhartigheid oor ons uitstort. Ons wat niks verdien nie, ons wat sondaars is. Dat U ons in die groot barmhartigheid aansien, en dat U liefde wat bo ons verstand is, vir ons gee, en dat ons met soveel dankbaarheid gevul kan word, om te kan weet, dat deur U lyding en deur die genade alleen, word ons kinders van God genoem. Ons bid, dat ons ook vanaand waar ons saam luister uit die woord, en besonder oor die lyding, opnuut weer sal luister na die Heilige Gees, opnuut die stem sal hoor, en dat die woord insny in ons harte in. Mag ons ook op 'n gepaste wyse reageer, dat daar waar daar getroos moet word, maar besonder, daar waar daar bekering moet plaasvind, dat U dit in ons sal bewerk, tot die eer van U naam alleen. Amen.
Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die Koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die Koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam, wat julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat bestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly.
Die skriflesing vir prediking kom vanaand uit 2 verse uit Lukas 9 uit. Lukas 9 vers 44 en vers 45. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels: "Wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra." Ons hoor in die gedeelte wat ons nou saam gelees het, die indruk wat die Here se wonderwerke op die disippels gemaak het. Hulle was almal verbaas oor die krag van God wat Jesus hier gewys het in hierdie genesings wat hy gedoen het. En hulle het die idee gehad dat die aardse koninkryk sal kom en dat hulle saam met die Here sal regeer, dat hy koning is en dat hy met groot mag en magsvertoon sy koninkryk hier op aarde sal vestig. So hy sal regeer as die koning en hulle sal saam met hom regeer as amptenare in sy koninkryk. So hulle het gedink hierdie magtige dade wat die Here doen, sal soveel makliker maak vir hom om 'n koninkryk te vestig, dat dit met hierdie magsvertoon ook mense sal lok om deel te raak van sy koninkryk. En as juist in hierdie oomblik, wat die disippels in so 'n wonderlike verwondering is oor die magtige dade van die Here wat hy gedoen het, wat die Here dan vir hulle vra, of hierdie woorde sê wat hulle moet onthou. Die Here vir hulle sê, hierdie woorde moet julle in gedagte hou. En die verwysing van hierdie woorde is baie duidelik 'n verwysing na die Here se leiding. Ons sê maar hou dit in gedagte dat daar 'n leiding sal moet deurgemaak word. Dit gaan nie net oor hierdie wonderlike magtige dade wat gebeur in 'n koninkryk wat so gevestig word nie, maar onthou, daar moet leiding kom. En dit staan in 'n opdragvorm. Met ander woorde, hulle moes daaroor dink en hulle moes verstaan wat hulle hoor. En tog hoor ons aan die einde dat hulle dit nie verstaan het nie. En die disippels kon op daardie stadium seker gevra het, maar wat bedoel u? Maar hulle het nie. Die bedoeling is half hier dat dit in hulle vermoë was om te kan verstaan, dat hulle, as hulle dit mooi oordink het, mooi besef het wat alles moet gebeur, maar hulle kan nie 2 en 2 bymekaar sit nie. Hulle kan nie die Here wat hierdie wonderlike mag vertoon het, by 'n lydende knegg inpas nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. En as hulle nie kan verstaan nie, dan is hulle te skaam, sê maar Here, ons verstaan nie wat u bedoel nie. Dit lyk dan of alles so goed gaan, dit lyk dan of die koninkryk met die groot mag gaan kom vestig hier op aarde. En juist daarom vra hulle nie, want hulle is te skaam om 'n rede te gee oor hoekom hulle ook nie sal verstaan nie. Maar dan sê die Here vir hulle baie duidelik wat hulle moet verstaan, is dat die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. En wat die disippels op hierdie stadium geweet het, is die Ou Testament. Wat geweet het, die seun van die mens is 'n titel vir die Messias wat in die boek Daniël voorkom. En die titel die seun van die mens plaas 'n klem op die menslike, op die menswording van Christus. 'n Titel wat eintlik aandui op sy vernedering, op sy nederigheid om die menslike natuur aan te neem. Dat hy wat ware God is, die menslike natuur sal aanneem om mense te dien. Hy wat die persoon van die drie eenheid is, ewig ware God, wat homself sal verneder deur mens te word. En dit wys ook na die hele rede hoekom hy homself sal verneder. Juis sodat hy mense kan dien. Hy neem dus die menslike natuur aan. Hy verneder homself juis sodat hy daardeur homself in mense se plek kan gee. En wat Jesus dan sê is dat hy as seun van die mens in die hande van mense oorgelewer sal word. So as hy oorgelewer word, beteken dit tog dat iemand moet dit doen. So die werkwoord nie verstaan word as 'n goddelike passief, dat dit die Vader is wat die seun sal oorgee aan mense. So met ander woorde, die gedagte is dat die Vader volkome beheer oor die situasie het en dat hy sal besluit die regte tyd aanbreek om sy seun te gee in die hande van mense. Hy kies dus om dit te doen. Hy kies om hom oor te lewer aan die mense. Daar kom dus 'n tyd waar die Vader
die seun sal oorgee. Met ander woorde, alle beperkings wat die mens wil terughou, sal wegneem en die seun van die mens aan die mense oorgee, sodat hulle kan doen wat hulle in hulle harte ten diepste begeer om met hom te doen. So wanneer ons hier praat van die hande van mense, ons is baie moeilik oordink oor wat die Bybel sê van mense. In Romeine 3 word vir ons so mooi beskryf, as daar gesê word, daar's nie een wat regverdig is nie. Mense, hulle kele is oop grafte. Hulle lippe spreek woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet en hulle laat 'n spoor van verwoesting agter. Hulle het geen ontzag vir God nie. Dis hoe die Bybel mense beskryf. So wat sal gebeur wanneer God sy seun oorlewer aan mense, aan sondaars, om met hom te maak wat hulle ten diepste begeer om te doen? Ons hoor dan presies wat gebeur het aan die hande van mense. Jesus weet in die tuin van Getsemane dat die tyd aangebreek het. En ons hoor dat Judas, toe 'n afdeling soldate gevat het en wag in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, hulle aangekom het met lanterns en fakkels en wapens. En dat Judas vir Jesus verraai het met 'n soen. En nadat Petrus met geweld opgetree het, sê Jesus vir hom dat hy sy swaard terugsit en dat hy die lydingsbeker moet drink wat sy Vader vir hom gegee het. En daarna word Jesus verder in die hande van mense oorgelaat by talle verhore. In die eerste plek is hy na Annas toegeneem, waar die eerste verhoor plaasvind. Jesus antwoord Annas dat hy altyd in die sinagoges in die openbaar met mense vir die mense geleer het. En een van die wagte in die verhoor was nie tevrede met die antwoord nie, en hy het die Here Jesus Christus aangerand deur hom te slaan. Van daar af word Jesus na Kajafas toegestuur, waar hy gevra word of hy die Christus is, die seun van God. En Jesus bevestig dit en hy sê vir hulle dat hy die seun van die mens sal sien aan die regterhand van God. En Kajafas kla hom dan aan vir godslastering en dan spoeg die mense op hom. En hulle slaan hom in die gesig. Hulle het hom in die vuis geslaan, hulle het hom geklap. Daarna is Jesus na 'n derde Joodse verhoor toe, na die Sanhedrin, waar hy weer bevestig hy is die Messias, die seun van God en die seun van die mens. En weer eens die vergadering wat hom veroordeel op grond van godslastering. Maar die vergadering was egter nie volgens die Joodse wette gehou nie. Daar was baie ongeruimthede geweest. Die verhore van die Joodse voor die Joodse raad moes in die dag plaasgevind het. En dat as iemand skuldig bevind is, moes hulle eers vir 'n dag oorgehou gewees en die volgende dag die doodstraf ontvang het. En juis omdat die volgende dag die Paasfees is, mag hulle nie daardie dag 'n verhoor gehou het nie. Moes hulle eintlik gewag het tot die volgende week. En volgens Joodse wet moet daar ook 2 of 3 getuies wees wat hom skuldig bevind. Ons hoor dan hoe in Markus in sy vertelling sê dat daar baie getuies na vore gekom, maar dat nie een van hulle se getuienisse ooreengestem het nie. En Jesus word dan weer voor ander mense gebring. Hy word voor Pilatus gebring, aangesien Pilatus nie hulle aanklag van godslastering sal aanvaar nie, verander hulle ewe skielik die klag as hulle by Pilatus kom en hulle sê maar as hy nie misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Wat geen gronde vir die klag bring nie. En Pilatus ondervra hom dan, hy sê maar ek vind in hom geen skuld nie. En hy stuur hom vir Herodes Antipas. En Herodes was bly om vir Jesus te sien, want hy wil graag 'n wonderwerk van Jesus gesien het. Hy's bly as Jesus daar is, dan kan hy vir hom 'n wonderwerk in sy private woning verrig. En hy vra vir Jesus 'n klomp vrae waarop Jesus dan glad nie vir hom antwoord nie. En die uiteinde daarvan is dat hulle weer vir Jesus gespot het en hulle weer terug na Pilatus toe gestuur het. En dan vra Pilatus vir hulle, maar wie wil julle hê moet ek vrylaat? Vir Jesus of vir Barabbas? Waarop die mense dan uitskree, kruisig vir Jesus. So Pilatus kondig eintlik Jesus is onskuld aan. En dan laat hy vir Jesus Christus gesel en kruisig. En daar waar hulle gegesel is daar 'n houtplank gewees het hulle met riempies vasgemaak het en bene en glas en metaal en die punte so vasmaak en iemand sou geslaan het en die Jode het 'n beperking gehad van 40 slae
Maar die Romeine het geen beperking gehad oor hoeveel keer jy so iemand kan slaan nie. So Jesus Christus word daarmee gegeesel, en dan word daar van 'n doringkroon gevleg wat op sy kop gedruk word, en hy word gespot as die koning van die Jode. En die mense het hom daar herhaaldelik met 'n stok oor sy kop geslaan, en hom gespoeg, en hom weer gespot, deur te maak asof hulle voor hom buig. En die mense het hom sy kruis laat dra na die plek waar hy gekruisig sou word, en daar het die mense vir hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. En die mense het hom daar aan 'n kruis vasgeslaan met spykers, waar hy die woorde uitroep: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ook in die hande gee ek my gees oor, en sy laaste asem uitblaas. Ons sien dis baie duidelik wat gebeur as die seun van die mens in die hande van mense oorgegee is. Ons hoor die absolute minagting vir God. Totale liefdeloosheid. Verraaiing. Sameswering. Leuns wat vertel word. Valse aanklagte wat hom gebring word. Valse getuienis wat gegee word. Daar's fisiese aanranding op sy liggaam. Daar's 'n bespotting wat van hom gemaak word. En in die hande van mense word hy doodgemaak. Daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. En dis wat die mens doen as die seun van die mens in mense hande oorgelewer word. Hy word aan die hande van mense gekruisig. Maar ons hoor die merkwaardige in Lukas, as hy sê die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red hulle wat verlore is. So die seun van die mens het juis gekom te sterf vir mense wat ontaard het. Hy sterf, dis nie die kruis vir vriende nie, hy sterf juis vir ons wat toe ons nog sondaars was, toe ons nog vyande was, sterf hy in die kruis vir ons. En hy drink die volle lydensbeker, wat nie in die mensehande se vernedering is nie, maar ook die Godverlaatheid, die ewige straf, die ewige toorn van God vir ons moes kom, draai aan die kruis. En die verbasende, die wonderlike, is dat die Here vir ons gesterf het. Vir ons wat sondaars is en sonde doen. Dat hy die dood oorwin. Ons hoor in Markus 9 vers 9, sê vir sy disippels, terwyl hulle van die berg afkom, dat wat hulle gesien het by die verheerliking, hulle vir niemand moet vertel, voor die seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Wat hy baie mooi profeteer, vorentoe wys, maar wat gaan die seun van die mens doen? Hy gaan in die hande van mense oorgelewer word, maar die seun van die mens sal ook uit die dood uit opstaan. Sy dienswerk is nie die aanneem van die menslike natuur nie, maar ook om die dood te oorwin vir die mens. So as seun van die mens oorwin hy die dood. Hy het opgestaan as oorwinnaar. En hy kom en hy gee vir ons wat hy verdien het. Hy gee vir ons daardie nuwe lewe, dat ons saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe, verenig met die Vader. Ons hoor verder wat gebeur in Daniël 7 oor die seun van die mens. Wat sê in Daniël 7 staan daar met die wolke van die hemel wat hy gesien, een wat soos kom die seun van die mens. Hy het gekom by die oue van dae en het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. In Johannes 5 vers 27 sê Jesus dat hy, dis sy Vader, het hom ook die volmag gegee om te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Met ander woorde, in sy dienswerk as seun van die mens, sal hy ook oor die mens oordeel. Ons moet dus baie mooi oplet wat hier gebeur. Dit is so 'n kragtige deel van die evangelie, dat die seun van die mens word oorgegee in die hande van mense, en hulle kruisig hom. Maar by sy verheerliking word die teendeel gebeur.
dat alle mense word oorgegee in die hand van die Seun van die mens. Dat alle mense sal deur hom geoordeel word. So dis nie net hy wat in die mense oorgegee word, maar alle mense word in die hande van die Seun van die mens gegee. En as die wonderlike dat vir ons wat in hom glo, is daar geen meer veroordeling nie. Dat hulle wat ontaard het en die gruwelike sonde gedoen het en hy het voorgesterf het, het hy al die straf voorgedra. Maar hy sal ook God se regverdige oordeel uitspreek oor die wat nie in hom glo nie, wat nie in hom is nie. Ons het die wonderlike genade dat ons hom as regter uit die hemel verwag, wat hom van tevore in my en jou plek voor die regbank van God gestel het, en alle vervloeking van my af weggeneem het. So bely ons. En jy is daarom, dank ons die Here, vir die Seun van die mens, wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons die lewe kan hê. Amen.
Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer meer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek het, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus.
Dankie Here dat ons kan weet dat ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons na liggaam en siel en lewe en sterwe in die hande van ons Here Jesus Christus is. Dat ons wat die genade van U af ontvang, veilig is in die hande van die Seun van die mens. En ons loof en ons prys U heilige naam daarvoor, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
vinnig op hierdie punt dankie sê. Daar's baie mense wat betrokke was hierby, baie hard geoefen het, vir al die musikante, vir Bart en vir Karike, vir Werner en vir Elrey en vir Andrei. So ek is bure met een van hulle, so ek het gehoor daar word baie hard geoefen hierdie naweek. So is regtig baie dankbaar vir julle vir al die moeite ook en daar het mense versierings gedoen en met die klank en die beeld en alles, so regtig dankie vir almal. En ons herinner net om gou-gou saam 'n koppie koffie te kom geniet. Baie dankie.